Ons is onbeskryflik bevoorreg om in die Christelike godsdienst te wees. Daar is soveel fasette van ons godsdienst. Die feit dat God na ons wêreld gekom het en met ons bemoei het en wette vir ons gee wat ons kan gehoorsaam, wat ons help, dit sou reeds baie waarde hê. En dan kom Jesus by, wat God is wat na ons toe kom en tussen ons geleef het en vir ons gesterf het en uit die dood opgestaan het. Dit sit alles in 'n ander dimensie. En as mens dink jy het nou alles gesien, dan kom ons nou in die tyd wat die kerk nou is. Die tyd van die Heilige Gees. En vandag herdenk ons Jesus se hemelvaart. En sy hemelvaart was nie die einde van sy bediening op die aarde nie. Hy is nou klaar en hy sê, totsiens, sterkte vir julle nie. Dis die begin van totaal 'n nuwe, 'n ander fase. Dis om ons nie kan byhou met alles wat gebeur nie. Kom ons lees wat aanleiding gee het tot hemelvaart. Here, dankie dat U ons Here is. Dat U ons vriend is, ons verlosser, ons Vader, dat U die Here is. Ons het nie woorde om ons dankbaarheid te beskryf nie. Vandag wil ons by U kom sit en by U leer. Amen. Ons lees Handelinge 1. Lukas het 2 keer geskryf in die Bybel. Die eerste een was die evangelie wat hy geskryf het. En Handelinge is eintlik net 'n vervolg op sy evangelie. Die evangelie het oor Jesus gegaan en Handelinge oor die fase na Jesus, die begin van die kerk en hoe dit die wêreld in is. Handelinge 1 van vers 1 af. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Tot sover. Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het. Wag. As verskeie maniere van wag, skryf passiewe wag, waar ek maar in 'n tou staan en wag vir my beurt en nie veel kan doen nie, ek staan maar net rond. Of die wag na die uitslae van mediese toetse wat hulle gedoen het. En wat kan ek doen terwyl ek wag? Niks nie, moet maar net wag en hoop. Maar dit is klaar gedoen, ek moet maar net die uitslae kry. Of wag vir die uitslae van 'n toets en ek is onseker hoe ek gedoen het in die toets. Maar dit is nou verby, ek kan nie nou nog vrae instuur of enigiets nie, ek moet net wag daarvoor. Die wag van 'n boer nadat sy oes ingesit is. Hy het alles ingesit, hy het al die geld spandeer en nou moet hy net wag, opkyk. Hy kan niks doen nie, hy kan maar net hoop. Dis redelik passiewe wag. In hierdie gedeelte sê Jesus vir sy disippels: Julle moet nou in Jerusalem wag vir die gawe van die Gees. Wag in Jerusalem. Hoe het hierdie wag gelyk? Maar dit was 'n interessante tyd in Jerusalem gewees. Dit was die Joodse fees, seker die grootste Joodse fees wat gehou is, sogenaamde fees van die weke. Hulle praat ook die Engelse vertaling van Pinkster is Pentekost. Pente is die syfer 50 in Grieks. So 50 dae nadat die Paasfees gebeur het en ons het dit nou gedenk toe ons Jesus se kruisiging gedenk het, dis toe dit gebeur het, 50 dae daarna kry jy 'n ander fees wat daar is. Dan is hulle oes ingesamel. Die oes het nou net begin, dis die eerste gerwe wat hulle ingeëet het van die nuwe oes. Het hulle 'n vreugdevolle tyd wat hulle in Jerusalem tempel toe kom met van hierdie eerste gerwe
En dis 'n tyd van dankbaarheid en van vreugde en van aanbidding voor God. Hulle vier fees, want die oes kom nou, en hulle wy net die eerstes aan die Here. En dis in daardie tyd wat hierdie gebeure kom. Nou, godsdienst is bekend daarvoor dat dinge gebeur. Jy moet God gehoorsaam wees en jy moet doen wat hy vir jou sê. En in lyn met hoe hulle groot geword het, wil hulle gewone godsdienstige goed maar net weer doen, weer die fees gaan bywoon. En dan sê Jesus vir hulle, nee, ek wil iets niets vir julle leer. Julle moet wag. Julle moet wag. Hulle het nie beheer oor hoe lank hulle moet wag nie. God bepaal daardie tyd. En nou weet ons dat daar ook logika was in die feit dat hulle moes wag. Want vir hierdie fees was daar geweldig baie mense bymekaar en van hulle was nog op pad soontoe gewees. En dit is 'n wonderlike tyd om die vrug van Jesus se werk wat net vir 'n paar mense beskore was, sy disippels, sy naby bietjie verder disippels, maar daar's 'n handjievol mense, skielik vir almal aan te bied, vir hierdie duisende mense. En daarom sê hy, wag net 'n bietjie, hier gaan iets gebeur. Nou hierdie tyd van wag is nie 'n passiewe vingerrol tyd wat hulle maar net wag dat die tyd verbygaan tot my beurt kom nie. Dit was 'n aktiewe stuk wag. Daar dinge gebeur terwyl hulle gewag het. En van die belangrikste dinge het gebeur vir die voortgang van die evangelie. Hulle het besef hoe nodig hulle mekaar het. Hulle het baie tyd met mekaar spandeer en hulle het rede gehad want hulle moes mekaar raad gee en ondersteun, planne gee na die verskrikking wat hulle deur is met Jesus se kruisiging en al die omstandighede daar rondom. So hulle het baie gehad om oor te praat. Maar dis 'n tyd waar hulle ook op God gerig het, waar hulle gebid het. En hulle gebed was nie maar net een wat hulle die tyd omgekry het nie, dit was 'n gebed met verwagting. Here, hier dinge gebeur wat ons nie verstaan nie. U het uit die dood opgestaan. U sê u gaan nou u gees gee. Ons het dit nog nooit gehad nie en hulle is reg. En ons weet nie wat dit behels nie. Maar ons weet wel dat hierdie 'n kosbare, wonderlike tyd is. Ons sien dat die mense in Jerusalem opgewonde is, want hulle hou nou 'n partytjie oor die oes. Maar ons het ook 'n opgewondenheid, 'n afwagting oor wat U gaan doen. En uiteindelik word hierdie wag 'n baie belangrike deel van ons geestelike lewe. En hulle wag, dit wat gebeur het na die wag, hulle totaal oorweldig. Die tyd in Jerusalem was 'n tyd gewees waar hulle ook later die gebruik gesamentlik daarmee gevier het van toe hulle die wet gekry het op Sinai. 50 dae na hulle uit Egipte uitgetrek het, het hulle die wetboek op die kliptafels op die berg Sinai gekry. Dit het hulle ook in hierdie tyd gedenk. En by hierdie tyd sê Jesus vir hulle, wil ek 'n geweldige oes insamel. En hy het ook. Kort daarna het daar 3000 mense gelyktydig tot bekering gekom. Dit was van 'n skaal en 'n omvang wat jy nooit kon voorsien nie. En verder het hy die Heilige Gees oor hulle uitgestort, is wat hier staan. Hulle is gedoop met die Gees en die Gees het die wet in hulle harte kom skryf. Dit was nie meer 'n harde wet daar buite wat hulle met moeite gehoorsaam het nie. Dit was hier binne hulle. Daar was opgewondenheid. Hulle kon nie wag om dit te doen nie. Hulle kon nie wag om dit te deel nie. En daarom is dit hartseer, is hierdie stukkie wag, hierdie 10 dae, die 40 dae is nou verby, daar is nog 10 dae oor. As hierdie 10 dae maar doodgewoon 10 vingerrol dae, so ons maar wag dat dit verby gaan en dan kan ons weer in ons gewone patroon aangaan. Nee. Daar is iets nuuts wat kom. En daardie iets nuuts is vir die werk wat die Here doen. Maar daardie iets nuuts is nog meer belangrik vir dit wat die Here nie buite my doen nie, maar binne my doen. Dinge wat hy deur en met my doen. En het ons daardie verwagting, daardie onrealistiese verwagting van dat God iets gaan doen wat ek nooit gedink het moontlik is nie. Dat hy daardie dinge binne in myself gaan doen, in my denke en in my optrede en die mense met wie ek te doen kry. En dat God wonders vir die kerk gaan doen. Sy kerk is lewend en kragtig en ons is deel daarvan. Maar ons wil nie deel van 'n dooie kerk, 'n sukkelende kerk wees nie. Ons wil deel van 'n sterk, dinamiese kerk wees. En kom ons wag met 'n verwagting dat God iets
groots gaan doen in hierdie tyd, in ons lewens, in ons kerk se lewens, in ons land se lewens. Is dit onrealisties? Dan is dit juis reg. Kom ons deel ons verwagtinge met die Here. Here, dankie dat as ons wag, is dit nie met tyd om te kry nie. Dis om te besef hoe sterk U regtig is, hoe naby en hoe kosbaar U is. En soos ons U nodig het, en U vir ons baie beteken, maar ons nog meer van U nodig het, so het die wêreld U nog meer nodig. En ons is die mense wat U na hulle toe moet dra. Ons is die mense wat vir hulle moet wys hoe kosbaar U is. Wil U in hierdie tyd vir ons kosbaar wees? Wil U vir ons werklik wees? En wil U in hierdie Pinkstertyd ons aanraak op maniere wat ons nooit gedink het moontlik is nie? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.